Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige oggend is dit ons voorreg om stil te word in die teenwoordigheid van die Here. En mag vanmôre se woord vir jou bemoedig, versterk en opbou in die geloof. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees vanmôre Johannes 5 vers 23 en 24. Daarom moet almal die Seun eer, net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie, eer ook nie die Vader wat hom gestuur het nie. Dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê, en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Broeder en suster, die Here Jesus Christus is aan die woord in ons teks van vanmôre. Hy vra van alle mense in hierdie wêreld om hom te eer as hulle die Vader erken. Wie die Vader eer, moet ook die Seun van God eer. Dit is die wil van God vir alle mense. Die Here Jesus Christus het aarde toe gekom om ons sondaar mense te kom red. En wie luister na wat Jesus sê en in hom glo wat God gestuur het die ewige lewe. En dit is baie goeie nuus vir alle mense in hierdie wêreld. Ons word nie veroordeel as ons in Jesus Christus glo nie, want Jesus het juis gekom vir alle mense. En elkeen wat in hom glo, sy sonde word vergewe. Sy skuld word uitgewis, want Jesus het die hoogste prys daarvoor betaal aan die kruis op Golgotha. Ja, as ons in Jesus Christus glo, het ons reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. En daarom hoef ek en jy nie te wonder of ons hemel toe gaan as ons in Jesus glo nie. Dit is vandag Jesus se belofte. As ons in hom glo en luister na wat hy sê, dan het ons die ewige lewe. En God kom altyd sy beloftes na. In hierdie wêreld moet ons Jesus eer en ons hemelse Vader eer deur in hulle te glo. Die drie-enige God moet deel van ons lewe wees. As ons elke dag vir hom lewe en in gehoorsaamheid aan hom lewe, dan is die belofte van Jesus vandag, het ons die ewige lewe. Na daardie lewe sien ons uit. Dis om in ewige teenwoordigheid by God te wees. Om in rus en vrede alles in oorvloed te geniet wat hy aan ons beloof het in sy woord. Daar is geen hartseer en pyn nie. Daar is geen armoede en elende nie. Daar is geen trane nie. Daar is nie onvolkomenheid en siekte nie. Maar alles sal volmaak wees in die hemel in die teenwoordigheid van God. Maar die beste deel sal vir ons wees, ons sal by Jesus wees. Daar sal geen oordeel oor ons sonde wees nie. Omdat ons glo in hom, word ons vrygespreek en ontvang ons die ewige lewe. Vandag word ek en jy deur God se woord gevra om Jesus met ons lewe te eer en in hom te glo. As ons dit doen, het ons die ewige lewe. En kom ons gaan lewe vandag dankbaar en toegewyd tot God se eer. Kom ons bid saam. Dierbare Here, in hierdie nuwe dag is dit ons voorreg om voor U te kan buig in aanbidding. Ons prys U, Here, omdat U ons Vader is wat ons baie liefhet en U Seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur het. Wil U deur die Heilige Gees in ons harte werk dat ons in Jesus sal glo, dat ons elke dag vir Jesus sal lewe, dat ons aan Jesus gehoorsaam sal wees en dat ons hierdie belofte ons eie kan maak, dat ons die ewige lewe
sal ontvang. Daarvoor dank ons U vanmôre. Gee vandag vir ons krag om vir Jesus te lewe en help ons om ons oog op Hom gerig te kan hou elke dag van ons aardse bestaan. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, baie dankie. 'n mooi en 'n geseënde dag vir u.